So mag dit regtig vir een en elkeen 'n besonderse aand wees. Baie welkom, julle is almal deel van geskiedenis, die Suikerbos vandat ek en Mozelle se eerste aanddiens. Ek vermoed jy was op 'n stadium lank terug aanddienste gewees, maar ek dink dis baie lank voor my en Mozelle se tyd. So vanaand gaan regtig, dis 'n bietjie 'n ander formaat. Dis 'n baie meer informele erediens. Dit is nou nie vir reg geklinkie. So ja, ons gaan net begin. Ek gaan nou nie die afkondigings almal weer doen nie, want die naweek is verby, maar ja, ek gaan die afkondigings sommer skiep gee. En ja, kom ons sit net so en dan raak ons rustig en dan bid ons saam. Ons Vader, ons kom staan hierso aan die einde van 'n besige week. Here, ons kom sit hierso vanaand en aan die begin van 'n nuwe week. 'n Nuwe week wat voor lê, klomp dinge wat gebeur, dinge waaroor ons stres, dinge wat ons oor bekommerd is. Intussen stres ons oor wat verby is. Here, vanaand kom ons hier by mekaar en ons wil vra dat U ons sal voed. Here, wil U ons siele voed? Wil U ons harte rustig maak? Wil U ons vrede gee? Here, dat ons in hierdie uur en oomblik op U sal fokus. As ons vir U sing, as ons U loof en prys, as ons vir U dankie sê. Here, hoor ons, as ons vanaand hier by mekaar is, maak ons harte sag en oop vir U. Amen. Gaan sy poorte in met danksegging, sy voorhowe met lof. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed en sy trou duur tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van God die Vader, van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 3 lekker lof en aanbidding liedjies saam. Kom ons staan, dan sing ons lekker. Hallelujah.
Daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer. As Jesus Christus die Heer. Halleluja, halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Halleluja, ek kan nie sonder U nie. Halleluja, ek sal nie stil bly nie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen. Hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou. Kom deel nou in ons loflied. Hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys
goedheid hier kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons U skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig ook oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Sou ek o Heer U nie vereer nie, sou ek U goedheid nie verstaan, sou U my raad gee, ek nie leer nie, die weg wat U my wys nie gaan. Nie U rig my wil en strewe, U word by my gedurig by. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Ek moet sê ek is regtig opgewonde om vanaand hier voor almal te kan staan. En ek het gewonder maar wat se tema kan ons lekker oor gesels by 'n familiediens? Wat se uitdagings is dit wat ons almal raak, jonk en oud? En vanaand gaan ons praat oor iets wat in ons almal se lewens is. Die klippe wat in ons lewens is. Dinge wat ons weghou van die lewe wat God vir ons wil gee. Dinge wat ons weghou van sy krag, sy genade en sy liefde. En dan wil ek almal vir 'n oomblik hê ons moet ons oë toemaak en dink maar watter dinge hou my vas? Wat is dit wat ek so ongelooflik vrees? Is dit dalk skuldgevoelens? Is dit dalk die verlede? Is dit dalk die toekoms? En ons gaan vanaand hierby stil staan. Ons gaan vanaand gesels oor hoe om daardie klippe weg te rol. En wat gebeur ons? Wat gebeur in ons as ons daardie klippe wegrol? So ek gaan 'n oomblik van stilte gee en dan bid ons saam. Here, U ken ons harte. U weet wat vanaand voor een en elkeen van ons harte is. U ken ons hartseer. U ken ons bekommernisse. U ken ons stories. U ken ons op die naam. Here, wil U vanaand vir ons rustig maak. Wil U ons vanaand skerp maak. Wil ons vanaand laat luister
en hoor wat U vir hulle daardie dag voor Lazarus se huis gesê het. Amen. Ek gaan vir ons Johannes 11 vanaf vers 38 lees. Ek het gedink in plaas van om net die een vers te lees, kom ons lees die hele storie, of die einde van die hele storie. So, hierdie is aan die einde van hoofstuk 11. In die begin van hoofstuk 11 natuurlik, toe Jesus gehoor en hy het die boodskap gekry van Lazarus wat dood is. Die een vir wie Jesus lief was, is wat daar staan. En hierdie het nou al, dit het bietjie lank gevat vir Jesus natuurlik om by Lazarus uit te kom, maar dit was Jesus se plan gewees van die begin af. En Maria en hulle was almal hartseer en Jesus self was hartseer gewees. En hierdie gedeelte wat ons vanaand gaan lees, is toe nou Jesus by die huis aangekom het. Jesus het opnuut ewig ontsteld na die graf gegaan. Dit was 'n rotsgraf en 'n groot klip het daarteen gelê. Jesus het gesê, vat weg die klip. Martha, die suster van die oorledene, sê toe vir hom, hy ruik reeds, want dit is al die 4de dag. Jesus sê vir haar, het ek dan nie vir jou gesê, dat as jy glo, jy die heerlikheid van God sal sien nie. Hulle het toe die klip weggeskuif, Jesus het sy oë opgehef na bo en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek het dit gesê terwille van die skare wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy voete en hande was met grafdoeke vasgebind en sy gesig was met 'n kopdoek toegedraai. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Net tot sover. So die agtergrond van hierdie storie is dat Jesus gereis het na Betanië toe omdat Lazarus oorlede was. Nou Lazarus was nie net nog 'n persoon of nog een van die mense in die skare wat Jesus gevolg het nie. Lazarus was iemand wat Jesus persoonlik geken het, wat 'n vriend van hom was. Onthou, Martha en Maria het die hele tyd vir Jesus gevolg. So Lazarus se susters was ongelooflik hartseer geweest. Martha was redelik ontsteld geweest en sy was kwaad vir Jesus omdat hy so lank gevat het. Jesus het self gesien hoe die mense wat elke dag saam met hom daar was, hartseer was. Hoe hierdie dood van Lazarus hulle geruk het. Veral omdat hulle geweet het, maar Jesus het die krag om hom gesond te maak. Jesus was self hartseer. Hy het self gehuil. Dit was self vir hom sleg gewees. God het mens geword. Hy het hier op aarde saam met sy disippels geloop. Jesus verstaan hartseer. En daarom kan ons sê, en daarom kan ons dit ernstig opneem, dat as ons vir mekaar sê, Jesus weet hoe jy voel, dan weet hy fisies hoe jy voel. Hy het dit beleef. Hy was hier gewees. Toe hulle by die graf kom, sê Jesus iets baie belangrik. En ons lees baie daaroor en toe ek begin het met hierdie teks, toe het ek nog nooit regtig stil gestaan by hierdie frase nie, neem die klip weg. Dit klink dalk na 'n eenvoudige instruksie. Maar as ons kyk na hierdie teks en alles wat daarna gebeur het, en ook die ander gedeelte hoe mense hierdie teks kan benader, dan is dit eintlik so gelaaide vers. Sien, Jesus het al reeds die krag om vir Lazarus lewendig te maak. Maar Jesus kom en hy vra vir ons om deel te wees, om hom toe te laat. En om die klip weg te rol, beteken om iets te doen, om iets los te maak, om iets oop te maak in ons harte, sodat Jesus
kan inkom. En as 'n mens kyk na Martha se verhaal, wat baie ontsteld was, wat in een van die vertalings staan daar, Jesus was traag om op te daag. Dit beteken Jesus het sy tyd gevat, maar vir 'n rede. En Martha het dit nie verstaan nie. Sy het nie daai rede verstaan hoekom Jesus sy tyd gevat het nie. Hoekom is Lazarus dood? Sy moes haar hart oopmaak vir Jesus, vir sy boodskap en sy waarheid. En dit was dalk die klip wat Martha moes weggerol het. Maar in ons eie lewens het ons almal klippe wat ons moet wegrol. Dinge soos vrees, daardie dinge waarvoor ons so bang is, wat ons in die aande wakker hou, skaamte of skuldgevoelens. Ons dink baie keer, maar ons verdien dit nie. Ons verdien nie vergifnis nie. Dalk is dit klippe so sonde. Dinge wat ek in my verlede gedoen het, wat my vashou, en ek hou aan dit vas en ek wil dit net nie los nie. Ek dink, maar ek sal nooit vergewe word nie. Dalk is die klip wat jy sukkel om weg te rol, trots. Ek sal dit self hanteer. Ek het niemand nodig om my te help nie. En hierdie is maar net 'n paar voorbeelde. Kinders en jong mense het ook klippe in hulle lewe. Dalk is ons bang om weer iets te doen, om iets voor maatjies of vriende te doen. Dalk is die klip wat ons bang is om weg te rol, die jaloesie wat ek in my het. Omdat almal beter goed het rondom my. Almal het klippe. Ons almal het groot en klein klippe wat voor ons harte is, wat dit moeilik maak vir Jesus om werklik in ons harte te kom. Die oproep van Jesus, rol die klip weg. Bring dit na my en gee my plek om jou lewe te vul. En ek het hier 'n illustrasie aangesien het 'n kindermoment of 'n familiediens is, het ek dalk gedink jy gaan bietjie meer kinders wees, maar nietemin om die klippe fisies te verduidelik, wil ek die kinders genooi het om die hele kansel, net soos wat hy hier is, om die hele kansel te skuif. En ek het gewonder of sou die klein kinders regtig hierdie kansel op hulle eie geskuif het. Ek dink as ek moet probeer, sal ek dit dalk regkry. Is nie so swaar nie, en as jy hom al bietjie uitgefigure het, dan kan jy hom so bietjie skuif. Maar ek dink regtig nie klein kinders sou hierdie kansel geskuif het nie. En toe sou ek later vir hulle gevra het, maar kan ek 2 van die ouers kry? 2 van die ouers om dalk gou te kom help om die klippe in die kinders se lewe te skuif. Baie keer in ons lewe is daar onskuifbare klippe. Baie keer is daar hierdie klippe wat ons, al wil ons hoe graag, ons het net nie die krag om hierdie klippe te skuif nie. Maar dit is juis dan wat Jesus kom sê, as jy bang is, gee dit vir my en ek sal jou rustig maak. As jy kwaad is, los dit in gebed sodat ek jou kan kalm maak. As jy iets verkeerd gedoen het, vra vergifnis sodat ek jou kan vrymaak. Sien, sodra ons God toelaat om hierdie klippe in ons lewe te skuif, om ons te help ontslaa raak van hierdie rotse, dan maak ons nie net plek vir hom in ons hart nie, maar ons maak plek vir die krag van die Heilige Gees. Ons maak plek sodat Jesus ons kan gebruik, sodat ons kan vul met vreugde, met vrede. Maar soos ons elkeen hier sit, met ons eie klippe, dinge wat ons harte vol maak,
wat keer dat die krag van God in ons kan werk, is al dinge wat ons moedeloos maak. Dinge wat ons moeg maak. Klippe wat ons negatief maak. Wat ons hartseer maak. En dalk vanaand kan ek vir myself vra, maar watter klip is voor Jaycee se hart? Watter klippe is daar in ons gesin? Watter klippe moet ons wegrol voor die gemeente? Watter klippe is dit wat nie net my beïnvloed nie, maar hoe ek met die mense rondom my te werke gaan? Daar is in hierdie boodskap een absolute groot waarheid. En ons sien dit in die teks en ons sien dit in wat Jesus gedoen het. Jesus kan alles verander. Hy het die krag om enigiets te kan doen. God het alles gemaak. Hy onderhou alles. Hy het ons gered. En al wat hy van ons vra, is om plek te maak vir hom in ons lewe. Om plek te maak vir hom. So kom ons rol die klippe weg. Wat ook al jou persoonlike klip vanaand is. Dalk is dit een van die goed wat ek deur die erediens genoem het. Dalk is dit vrees, skuld of wat ook al dit is. Ons vra God om ons te help om daai klip weg te rol, sodat hy ons kan lewe gee. Ons het vandag gesien hoe Jesus, die Geer van lewe, by Lazarus se graf staan. Hy het die krag om die onmoontlike te doen. Maar sy woorde was glashelder. Rol die klip weg. Ons moenie laat hierdie klippe toelaat dat ons vasgevange voel nie. Dat ons in vrees lewe nie. Dat ons in skaamte wegkruip nie. Dat die klip van trots ons weghou van 'n lewe van nederigheid en dankbaarheid. Dat ons mis wat God vir ons soveel gee elke dag. Jesus het reeds die werk gedoen op die kruis. Die wonderwerke staan in die woord opgeskryf. Ons lewens is getuienisse van God se krag. Kom ons rol die klippe weg. Soos in hierdie week bang is, fluister ons vir Jesus. As ons skuld of 'n wrok teen iemand hou, bring dit na die Here toe. Neem daai tree. Want sodra daardie klip rol, hoe groot of hoe klein hy ook al is, kan Jesus doen wat hy moet doen. Sal hy ons vul met sy gees. Sal hy ons vul met sy teenwoordigheid. Sal hy ons vul met sy lig. Kom ons gaan hierdie week. En ons gaan tel nie die ou klippe af. Ekskuus. Ons gaan tel nie die ou klippe op nie. Maar ons gaan rol hulle weg. En loop vry. En leef voluit vir ons hemelse Vader. Amen. Ons hemelse Vader, Here, ek sien die klippe raak. Dalk is dit een groot klip. Dalk is dit 'n klomp klein klippies wat 'n muur is. Here, jy het die krag om hierdie muur stukkend te kom slaan. Om hierdie klippe met die asem weg te blaas. Ons wil U innooi in ons harte en in ons lewens. Here, ons weet U is teenwoordig. Ons weet U het vir ons U Gees gegee. Here, lei ons in hierdie week. Maak ons sterk en vul ons met U Gees. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam alleen. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met 'n vlamlied
Dit was een van die eerste vlamme, ek neem aan hy was in die jeugbundel gewees oorspronklik toe hy geskryf het. Die vlam se naam is Tel op. Tel my op, ekskuus. Soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. Styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. Styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan staan. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arm. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arm. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Mag die Here ons vul met vrede. Ons harte vul met sagmoedigheid. Ons lewe met genoeg. Mag ons in alles onthou, ons skatte is in die hemel en God rus in ons hart. Amen.